Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is, dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in hierdie dag, dat die Here ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer, en tot verheerliking van sy wonderlike naam. Nou ons kom vanmôre by een van die belangrikste sake uit, die sentraliteit van Christus, as dit kom by Bybelse raad en einde verandering teweeg te bring. Nou vriende, u wat die boodskap hier saam met ons gevolg het, vanuit die reeks Genesis, sal onthou, ons het gepraat oor Christus in Genesis. En ek het vir u baie duidelik gesê, hoe Christus baie duidelik na vore kom, in elke boek van die Bybel. En daarom is dit vanmôre belangrik, dat ons sal praat oor die sentraliteit van Christus, as dit kom by Bybelse raad en einde verandering teweeg te bring. Want Christus is die hooffokus, is die sentrale figuur, is die goue draad, wat van Genesis tot Openbaring baie duidelik gesien kan word. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat as ons bely, ons is Christene, dan, vriende, aanbid ons nie 'n morele stelsel, of volg 'n klomp tradisies, of voer 'n klomp rituele uit, soos baie ander godsdienstige groepe nie. Nee. As ons sê ons is volgelinge van Jesus Christus, dan bely ons is verbind aan God die Vader, deur Jesus ons redder, en die Gees van God het ons kom verseël, en ons behoort nie meer aan onsself nie, maar aan hom wat ons vrygekoop het, wat ons nuut gemaak het. Ons behoort nou aan God, ons is kinders van die Skepper God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van 'n Paulus en 'n Petrus en 'n Johannes, die God van die Bybel. En ag vriende, ons moet vanmôre daarna kyk, want u sien, Christendom het 'n baie goedkoop terme in Suid-Afrika en wêreldwyd geword. Die meeste mense reken, hulle is Christene, en dan hang hulle ook ander geloofsgroepe aan, en die meeste reken hulle is Christene, maar hulle praat nie soos 'n Christen nie, hulle leef nie soos 'n Christen nie, hulle doen nie soos 'n Christen nie. Soos ek eendag met 'n man gepraat het, en hy het vir my gesê, hy is 'n nie praktiserende Christen, wat vir my 'n terme was, wat ek eerste keer in my lewe gehoor het, want jy sien, dit is eintlik onmoontlik, om so te sê, ek is 'n nie praktiserende Christen nie. Want jy sien, as ons bely ons is Christene, dan bely ons is volgelinge van Jesus, en ons behoort te leef soos hy geleef het. Maar kom ek gee vir u 'n paar gedagtes in die Bybel, waarom ek vir u sê, dat as ons bely ons behoort aan die Here, behoort ons nie meer aan onsself nie. 1 Korintiërs 3 vers 23 skryf die apostel Paulus aan die gemeente in Korinte, maar julle behoort aan Christus. Hierdie gedagte van behoort beteken julle sy eiendom, hy het julle gekoop. Nou vriende, luister baie mooi. Ons beleef 'n tyd waar mense na 'n kerkdiens toe gaan of 'n jeugbyeenkoms, en die pastoor of die predikant of die jeugleier sal sê, luister, as jy voel jy's verwyderd van God, steek jou hand op, bid hierdie gebedjie agter my aan, nou is jy 'n kind van God. Teken jou hand of teken net op hierdie kaartjie en skryf die datum by, en dis 'n bewys dat jy 'n kind van die Here is. Daar is geen verandering nie, daar's geen nuwe lewe nie, maar tog bely hierdie mense, hulle behoort aan die Here. En dit is die hartseer. Jy sien, wanneer ons praat oor Christus as die sentrale figuur ook in Christendom, in die Bybel, en as deel van Bybelse verandering, dat hy eintlik die een is wat verandering teweegbring, dan wil ek vra dat u sal seker maak, u behoort aan hom, dat u weergebore is, dat hy 'n nuwe werk in u siel kom doen het, dat hy u van die duisternis oorgebring het na die lig. Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. U sien, as ons aan Christus behoort, dan dring God se liefde ons. En dan sê vers 15, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe, met ander woorde God se kinders, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Luister, die Christendom, vriende, wat ek verkondig, is die Christendom wat deur die eeue verkondig is, deur die kerk van die Here Jesus Christus. En dit is dat Christus in die besigheid is, as ek dit so kan noem, om sondaars nie te maak, om ou mense heel te maak. Ons praat van geestelik, mense wat in hierdie boosheid en sonde vasgevang is, om hulle nie te kom maak, om die ou lewe nie te maak, om die sondige lewe te verander na 'n lewe wat Christus verheerlik. Romeine 14 vers 7 sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ek vra jou vanmôre, behoort jy aan die Here? En as jy vanmôre vir my sê, ja, ek weet ek is weergebore. Ek weet die Here het my uit die duisternis kom oorhaal na sy wonderbare lig. Ek weet ek my sonde vergewe. Ek weet
sy gees woon in my. Ek weet daar het 'n verandering gekom. Daar is 'n liefde vir die woord, daar is 'n liefde vir God se huis, daar is 'n haat vir sonde. Ek weet ek stoei nog met baie dinge. Dan het ek vanmôre vir jou goeie nuus. Want jy sien, as jy vanmôre kan bely jy behoort aan Christus, dan is Christus algenoegsaam om verandering te bring in jou hart en in jou lewe. Daarom is die regte verstaan van Christus belangrik, ten einde hierdie verandering teweeg te bring. Want jy sien, vriende, selfs onder kinders van die Here, is daar verkeerde sieninge, wanneer dit kom by die Here Jesus Christus. Deur verkeerde prediking, deur verkeerde Bybelstudie. Ek moes onlangs met iemand praat en vir hulle gesê, dit is belangrik om jou Bybelstudie te toets aan van hierdie groot kerkvaders, manne wat die pad al met God gestap het, manne wat lief was vir die Here, manne wat 'n heilige lewe geleef het. Want die vyand kan 'n mens baie maklik mislei en 'n verkeerde Christus vir jou afskilder. En vriende, kom ons kyk na twee van die verkeerde sieninge rondom Christus. En u sal dadelik agterkom wat ek bedoel en in watter rigting ek beweeg, om u uit te bring dan by die gedagte van die Christus van die Bybel. Die Christus wat ons kom vrykoop van ons sonde. Hy is algenoegsaam om blywende verandering in my lewe te bewerk. Nou, een van die verkeerde sieninge van Christus is die mag of, kom ons sê, skadelose Jesus. Nou vriende, die vraag is, wat bedoel ons daarby? Nou, die gedagte is eenvoudig. Baie Christene sien Jesus as iemand wat nie regtig geraak word of geafronteer word deur my sonde nie. Die meeste meen dat Christus eintlik half een is wat apaties staan, een kant staan. Hy het my gered, ja, ek is sy kind, maar hy word nie regtig geraak wanneer ek teenoor hom oortree of rebelleer nie. Hulle neem so rustige, kan nie worry gesindheid in as dit kom by sonde nie. En hulle dink dat die Here daarmee tevrede sal wees. Vir hulle is Jesus eintlik 'n life coach. Jy weet mos die in aanhalingstekens tipiese life coaches wat jy vandag kry, wat ek wil vir u sê eintlik hartseer is, want dit skuif die fokus heeltyd van Christus af weg. U ken mos die terapeute vandag, en baie mense sien die Here as 'n terapeut of 'n gelukbringer, wat net ingestel is om te kyk hoe gelukkig en suksesvol hy my kan maak. En dis nie die Bybelse Jesus nie. Daarom sê ek vir u, daar is vandag hierdie siening in die kerk van die Here, wat Christus wil net hê ek moet rykdom en gesondheid en voorspoed en al hierdie dinge hê, en baie mense sien hom so. Vriende, dis 'n verkeerde siening van Christus. Daarom weer die vraag, ken jy die Christus van die Bybel? Die ander siening is weer die afwesige Jesus siening. Hulle sien Jesus as 'n wonderlike figuur, maar daar ver terug in die verlede. Hy het wonderlike dinge gedoen op 'n stadium en wonderlike dinge geleer vir die mense van sy tyd. Maar daar's nie veel waarde in vir my vir vandag nie. Daarom moet ek raad by ander plekke gaan soek en menslike kennis en menslike raad inwind en einde verandering teweeg te bring. Vriende, dis juis wat die probleem lê. Om te verander is die regte en Bybelse siening van Jesus Christus nodig. Wat jy sien, Christendom is 'n liefdesverhouding tussen ons en die Here. Hy is die liefling van ons siele, die een wat ons bo alles liefhet en wil gehoorsaam. En as u vanmôre nie daardie gesindheid het nie, sal u by die Here moet uitkom. Sal u moet bely en sê, Here, u weet dat ek nie so siening van u het nie. Ek het u nie lief met my hele hart, siel en verstand nie, en ek het ook nie regtig sekere begeerte om u so lief te hê nie. Dan is dit 'n rooi lig wat afgaan, en daarom sukkel u miskien om te verander, en sukkel u miskien met sekere kwessies in u lewe, omdat u nie besef dat die dag toe Christus u kom koop het hy u kom koop vir tyd en ewigheid. En hy staan in 'n liefdesverhouding met jou. Ek dink so dikwels aan die verhouding wat God met sy kerk het, en hy vergelyk dit met sy verhouding, met die man se verhouding met sy vrou. U sien, is 'n liefdesverhouding. Eers het hulle albei alleen gestap en hulle by mekaar uitgekom, hulle is getroud en van daar af leef hulle nou saam. Die Bybel sê hulle word een, hulle bou hulle huis op, hulle bou hulle huwelik op, daar word kinders gebore, en die gedagte maar van die liefdesverhouding is wat na vore kom. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart. Hy moet die liefling van ons siele wees. Ons moet hom liewer hê as ons vrou en ons kinders en ons huis en ons werk en ons stokperdjie en ons sport en alles. Hy is die een wat ek bo alles moet gehoorsaam. As my vrou my 'n ultimatum stel wat lynreg teen die woord is, dan sê ek nee. Ek is eerder gehoorsaam aan Christus, of vice versa. Daarom is dit belangrik dat ek hom sal lief hê bo alles. As my werkskollegas my wil verlei en verlok in sonde, dan sê ek nee. Ek staan eerder vir Christus, al staan ek alleen. Hy is die liefling van my siel, en
Vriende, as ons so gesindheid gaan hê heens die Bybelse Jesus, gaan verandering baie duidelik en baie gou in ons lewe na vore kom. Ongelukkig wil die meeste die Here en die wêreld dien. Mense wil die Here tevrede stel en die wêreld. Die Here sê, kies dan vandag wie julle wil dien. En daarom is het belangrik dat ons ook hierdie gesindheid sal handhaaf, om elke dag te sê, Here, ek kies vandag opnuut om U te dien. Ja, ek word eenmalig God se kind, ons weet dit. Deur die wedergeboorte word ek sy kind vir tyd en ewigheid. Maar is 'n daaglikse kruisopname om Jesus te volg. Is 'n daaglikse keuse, Here, vandag wil ek U gehoorsaam bo alles. Ek vra U, stel my in staat om my wil aan U wil te onderwerp. Want Here, ek behoort nie meer aan myself nie. U het my gekoop, nie met verganklike dinge, silwer of goud nie, maar met die kosbare bloed van die lam. God, vriende, het mens kom word. Hy het sy lewe aan die kruis kom gee. Hy het sy bloed gestort. Hy het die dood en die hel oorwin. Hy het ons kom koop. Daarom behoort ons aan hom. En daarom moet ons vir hom lewe. As jy vanmôre vir my sê, maar ek is vry, ek behoort aan niemand nie. Ek lewe my lewe soos ek wil, dan het die duiwel jou al kwaai mislei. Want of jy is lief vir die Here, of jy is lief vir die duiwel. Of jy doen die werke van God, of jy doen die werke van die ongeregtigheid. En mag die Here genade gee, dat ons vanmôre self ondersoek sal doen, en vir onsself die vraag sal afvra, is die rede waarom ek in sonde sit, waarom ek in sekere praktyke vasgevang is, waarom ek met sekere issues worstel, is dit nie miskien omdat Christus daar ver agter in my lewe staan, en nie die sentrale punt van my lewe is nie. Ek wil u vanmôre aanmoedig, dat u Christus sal leer ken, soos die Bybel hom afskilder, die gekruisigde verheerse heiland. Want ek kan u waarborg, as Christus die sentrale punt van u lewe raak, as u lewe wentel om hom, sal u lewe verander, tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, en tot stigting van jou eie siel, en tot heil van mense om jou, ja, tot vreugde en blydskap vir hulle wat jou ken. Mag die Here genade gee, ons weet is nie 'n maklike pad nie, want in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê, maar die Bybel sê vir ons as sy kinders, hou die oë gefestig op Jesus, hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Vriende, ons gaan môre aangaan met hierdie saak, 'n baie besondere saak, ons gaan môre 'n bietjie vir u sê, hoe lyk die Bybelse Christus, en hoe kan ons hom beter ken? Groete vir u, mooi dag verder, tada.